Hallo daar. Baie welkom by 'n sak vol stories. Vandag het ons weer 'n storie uit die mitologie uit en hierdie keer uit die Griekse mitologie. Maar eintlik gaan dit nie oor monsters en gode soos gewoonlik nie. Dit gaan oor gewone mense, maar eintlik buitengewone mense, soos jy sal hoor. Dankie vir die saamluister. Onthou, volg ons enige plek waar jy stories luister of los sommer vir ons 'n kommentaar hieronder om te sê wat dink jy van hierdie een. Hier kom vandag se storie. Die slag van Thermopylae. Vandag se storie begin met 'n ou profesie of voorspelling. O manne wat woon in die strate van trotse Sparta, eer die fees van die Karneia, anders sal julle glorieryke stad geplunder word deur die kinders van Perseus. Of, in ruil daarvoor, sal heel Sparta rou oor die verlies van 'n koning, 'n afstammeling van die groot Herakles. Ons storie speel af in ou Griekeland, by 'n plek genaamd Thermopylae. 'n plek so warm en vol swaal dat mense geglo het dit was die ingang na Hades self, die onderwêreld van die dooies. Die plaaslike mense het dit die Helpoort genoem. Maar vir koning Leonidas en sy dapper groep 300 Spartane was dit iets anders. Dit was die plek van hulle laaste weerstand teen die tirannie van die groot en magtige keiser van Persië, keiser Xerxes en sy reuse leer. Daardie leer was so groot dat die aarde onder hulle sandale gebewe het as hulle marseer. Dit was 'n leer saamgestel vir een doel: verowering. Daar was olifante en boogskutters, gepantserde renosters, spiesgooiers, swaardvegtenaars, towenaars, erewagte en selfs die geheimsinnige onsterflikes. Maak nie saak hoe hard enige iemand teen hulle geveg het nie. Hulle was altyd net meer en meer. Die antieke geleerdes vertel dat Xerxes se leer so groot was, dat toe hulle by die Ekedoros rivier aankom, die soldate die rivier heeltemal leeg gedrink het. Hulle marsliedere was 'n dramatiese melodieuse gedreun van trompette en dromme, gongs en simbale. So hard dat dit die gode self kon wakker maak. Oral waar hulle gegaan het koninkryke geval soos koring voor 'n sekel. Maar toe ontmoet hulle die dapperste vegters van almal, die Spartane. Mans van staal en eer, gelei deur 'n koning so dapper dat hy self voorgeveg het, skouer aan skouer met sy manne. Leonidas was geen dwaas nie. Hy het geweet dat hulle waarskynlik nie sou terugkeer huis toe nie. Daarom het hy slegs soldate gekies wat reeds seuns gehad het, sodat Sparta se families kon voortleef. "Manne," het hy geroep, "môre mars ons na die Helpoort, om ons land te beskerm teen Xerxes se wreedheid. En deur ons dade sal hy leer. Daar is niks in hierdie lewe wat so hard veg soos 'n Spartaan met sy rug teen die muur nie." Die manne het gejuig en gelag, want hulle was nie bang vir die dood nie. Vir 'n Spartaan was dit 'n eer. Een ouer soldaat met 'n skelm glimlag vra toe: "Maar koning,
Wat van die vyand se pyle? Hulle sê daar sal soveel wees dat ons nie eers die son sal kan sien nie. Leonidas het gelag. Wel, dapper Spartaan, sal dit dan nie lekker wees om in die koelte te veg nie. Daardie nag het hulle rustig geslaap en gedroom van wat voorlê. Nog voor sonsopkoms was hulle al op pad, in stilte, in pas. Met hulle spiese oor die skouer, hulle swaarde aan die sy en hulle bronsskilde blink in die oggendlig. Aan hulle linkerkant was 'n reuse rotswand en regs 'n afgrond wat eindig in die donker see ver onder. Hier by hierdie smal pas, skaars breed genoeg vir 2 strydwaans langs mekaar, sou hulle staanplek maak. Spartane, vorm julle linies, roep Leonidas. Soos een man het hulle beweeg, ry na ry van spies en skild, wagtend vir Xerxes se leer. Lank voordat hulle die vyand kon sien, kon hulle al hoor. Die grond het gebewe. Klippies het losgekom en teen die kraanse afgerol. En 'n dik stofwolk het in die lug gehang. Olifante het getrompetter. Dromme het gedreun. En sweepe het geklap om die diere van oorlog vorentoe te dryf. Toe Xerxes op sy troon, gedra deur slawe, die klein groepie Spartane sien, het hy gelag. Wat is dit? Het hy uitgeroep. Mure onder die voete van my leer, 'n vlieg wat om my kop suis. Gee pad voor my Spartane, en miskien sal ek julle genadig wees. Indien nie, sal ek julle almal verwoes. Die Spartane het hom uitgejou. Iemand is lekker deur die skere. Het ek nog vermoes, dit hoor dan, wees hierdie na. Stilte, brul Xerxes, kwaad oor hulle durf om met hom die spot te dryf. Handig julle wapens oor. Leonidas haal sy helm af, stap vorentoe en roep. Jy het so ver gemarseer, al die pad van Persië tot hier. En nou moet ons dit net vir jou gee. Ek sê jou wat? Kom haal die wapens dan self. Xerxes skuim amper om sy mond van woede. Boogskutters, verberg die son en verdonker die lug. 'n volle 5000 pyle suis deur die lug soos kwaaibuie, reguit af op die linie Spartane wat styf teen mekaar staan. Maar die Spartane sak af, skilde oor hulle koppe, en dit vorm 'n beskermende deksel oor die manne. Die pyle het soos dodelike reendruppels rondom hulle geval, maar nie 'n enkele een man is getref nie. Balans, beveel Leonidas. Hulle staan, skilde styf teen mekaar, spiese vorentoe, 'n muur van brons, skilde en spiese. Hulle spiese steek deur die klein gapings tussen die skilde en hulle wag vir die eerste aanslag. Xerxes se eerste aanval breek teen hulle soos golwe teen 'n rots. Teen sononder lê daar 10.000 Persiërs verslaan
en nie een Spartaan het geval nie. Die volgende dag vra Xerxes woedend: "Hoe kan 300 manne die aanslag en skerp lemme van 10.000 krygers oorleef? As julle nie vandag 'n oorwinning verseker nie, sal julle die volgende aanslag self lei van heel voor af." Die son het opgekom en die soldate het hulle plek ingeneem. Daar is beledigings heen en weer geslinger. Almal het deelgeneem aan die veldslag. En teen die aand het die Spartane steeds voor die helpoorte gestaan, onoorwonne en met nie 'n enkele Perseer naby nie. Daardie nag stap Leonidas tussen sy manne. "Onthou," sê hy sag, "julle is die seuns van Sparta. Wat ook al môre gebeur, ek is trots om julle koning en broer te wees." Aan die ander kant van die vallei was dinge anders. Xerxes het gebrul, sy bevelvoerders laat onthoof en kliphard gesweer: "Nog nooit in my lewe het ek soveel onhandigheid gesien nie. 'n Paar manskappe, nie eers soveel soos 'n handvol sade nie, het nie net een keer nie, maar 2 keer ons aanval afgeweer en geen oorlewendes gelaat nie. Môre moet ons wen, al kos dit my die helfte van my leer." Daardie nag ontdek 'n Perseer 'n smal bokpaadjie wat agter die bergpas omloop. Xerxes stuur onmiddellik 'n magdom mans om die Spartane van agter aan te val. Toe die son die volgende oggend oor die rooi bronserige bergtoppe van Sparta opkom, het die 300 in 'n sirkel gestaan, gereed om hulle lot in die gesig te staar. Die Perseërs val van voor en van agter aan, en ten spyte van die Spartane se verwoede verdediging, raak hulle stadig maar seker al hoe minder, soos Thanatos, die god van die dood, hulle een vir een kom haal. Hulle spiese breek, hulle skilde spat uitmekaar, en hulle kort steekswaarde sweep links en regs. Maar hulle was vasgekeer tussen 2 aanslae van die Perseërs. Hulle getal krimp van 300 na 200 na 100, totdat daar net 'n handvol oorbly rondom hulle koning. Die geskiedskrywer Herodotus het later geskryf: "Daar het hulle tot die laaste man geveg, sommige met hulle swaarde, ander met hulle hande en tande, totdat hulle uiteindelik oorweldig is." En so het koning Leonidas van Sparta gesterf, omring deur die liggame van vriend en vyand. En die magtige Xerxes het voortmarcheer deur die lande van die vrye volke. Maar Leonidas was nooit vergete nie. As jy vandag na Griekeland sou reis en die stowwerige pad volg na die plek wat hulle die Helpoort of Thermopylae noem, sal jy 'n standbeeld sien van koning Leonidas. Trots, sterk en onwrikbaar. Op die klip by sy voete staan hierdie woorde: "Gaan vertel aan die Spartane, vreemdeling wat verbykom, dat ons hier lê, gehoorsaam aan hul wette."
Sjoe, sien, stories het nie altyd 'n gelukkige einde nie, maar daar's altyd 'n goeie boodskap. As jy in iets glo en jy is omring deur mense wat saam met jou daarin glo, dan kan jy maar standpunt inneem en beskerm wat vir jou belangrik is. Baie dankie vir die saamluister. Tot volgende keer. Arrivari.